Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, wat is dit wat maak dat 'n leeu is? As iemand vir u sou vra, gee een beskrywing van 'n leeu, wat sou u gesê het? Sou u verwys het na sy tande? Sou u verwys het na sy tong wat so geweldig skurf is? Sou u verwys het na sy oë, die kyk wat daar in sy oë is, na die maanhare, na die naels, na sy krag, na sy bril? Wat is dit waarna u sou verwys het? En daar soveel dinge van 'n leeu wat sekerlik uitstaan, dat hy dalk braaf is en so meer. En nou ja, en liewe vriende, en so kom ons dan ook vanoggend by 'n man met die naam van Salomo, en hy was bekend vir baie dinge gewees, wat hom sekerlik laat uitstaan het, bo baie ander persone in die Bybel dan ook. En een van die dinge waarvoor hy sekerlik die meeste bekend is, en waar alles maar begin het, is die wyse keuse wat hy gemaak het. En dit is toe die Here vir hom gesê dat hy kan kies wat hy wil hê, en hy het wysheid gekies. 1 Konings 3 vers 11 staan daar, en God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gedoen het, en nie vir jou 'n lang lewe begeer het nie, vir jou rykdom begeer het, en nie die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het om regsaake te verhoor. En daarom het die Here vir hom gesê, dit is so 'n wonderlike keuse wat hy kon maak het, dat die Here toe nou vir hom oorvloediglik sekerlik ook so kom seën het. Mag Salomo in hierdie paar oggende of in hierdie paar gedagtetjies vir ons net wys hoe 'n kind van die Here behoort te wees. Dit wat eienskappe wat aan 'n kind van die Here behoort te behoort. 'n kind van die Here wat sekerlik algeheel aan die Here oorgegee is, wat vervul is met die Heilige Gees, is 'n kind van die Here wat in staat is om wyse keuses te maak. En die Here sal dit eer. Die Here sal saam met u wees. Daarom, 'n kind van die Here wat vervul is met die Heilige Gees hoef nie bekommerd te wees oor allerhande omstandighede nie, want in daardie uur sal aan u gegee word, dit wat u moet sê, hoe u moet antwoord. Miskien het u vandag daardie wysheid nodig, en moet u dalk wyse keuses maak. Vertrou op die Here, en laat die Here u in staat stel, laat die Here u lei, om ook daardie keuses so te kan kom maak dan ook. Nog 'n eienskap van hom was is natuurlik die wyse optrede, of hoe hy in wysheid opgetree het. Ons almal ken die verhaal van 1 Konings 3 vers 25 van die twee vroue wat daar was en hoe hulle dan gestry het. Daar was 2 kinders, die een kind is dood, en nou kom al 2 die vrouens voor die koning en hulle sê soos 1 kind oor en hy lewe, en al 2 die vrouens sê dis hulle kind. Hoe kan hy dan nou weet wie se kind dit is? En na al die dinge wat gevra is en hoe hulle oor en weer nou maar beskuldig het en verontskuldig het, kom koning Salomo en die Here gee hom wysheid, en hy ken ons die verhaal, en hy sê, sny die lewendige kind in 2 stukke, en gee die helfte aan die een en die helfte aan die ander. En natuurlik, die vrou wie se kind dit nie, was tevrede daarmee, want haar kind was reeds dood, en sy, as daar nie ander vrou sy kind dood is, laat jaloersheid tot bedaring kom, en die vrou wie se kind dit was, sou dit nog glad nie toegelaat het nie, en sy sê nie, gee dis die ander een se kind, net dat haar kind kan lewe. En so die koning toe nou die skuldige uitgevang, deur hierdie wyse optrede ook. Kind van die Here sal u ook wysheid gee om op te tree in moeilike omstandighede. Dat ons regtig, wat niemand regtig weet watter kant om te gaan nie, is dit die Here wat u wysheid gee om die regte optrede te doen ook. En u kan op die Here kom vertrou. Hy het nie verander nie, hy bly nog steeds die openbaarder van die grootste geheimenisse, en dat jy so op hom kan kom steun ook. Die derde, liewe vriende, wat ek vanoggend met u wil deel is, hoe wys Salomo was. In 1 Konings 4 vers 29 staan daar, en God het aan Salomo wysheid gegee, en 'n baie groot verstand, en 'n ruimte van insig, soos die sand wat aan die seestrand lê. Nou ons is hier by die see, en hier lê baie sand. Weet jy hoe geweldig het die Here aan Salomo kom gee? Wat se insig en wat se wysheid het God aan hom kom gee? Dit is ongelooflik groot. In vers 30 staan daar, sodat die wysheid van Salomo groter was as die wysheid van al die kinders van die ooste en as al die wysheid van Egipte. Uw vriende, daar was niemand op die hele aarde, gesamentlik was hulle nie eers wys soos wat Salomo was nie. En net op grond van
die wysheid wat God aan hom kom gee het. Kind van die Here, so sal die Here ook vir u wysheid kom gee. U kan op hom kom vertrou waarlik vir enige saak. En mag jy in die Here rus, en mag jy krag en in die sterkte in die Here wees. Net iets om u opnuut aan te moedig in hierdie dag, om te sê, dat u die lewe algeheel aan God moet oorgee. Want hy sal sorg vir die res. Mag die Here u help, kom ons bid saam. Ons dierbare Here, dankie dat ons op u kan vertrou, en dankie dat u vir ons die krag en sterkte ook is, en wysheid gee. Amen.